Krisis in die beloofde land, Abraham avonture, Genesis 12 vers 10 tot 20. Slim mense kan partykeer baie dom dinge aanvang. Partykeer moet mens nie te veel vra soos, hoekom op aarde het jy dit gedoen nie? Stupid people do stupid things, but people who are smart enough can do something really stupid. Mens wonder wat in hierdie ouens se koppe aangegaan het toe hulle die projek begin het. Waarskynlik nie veel nie. Die meeste van ons kan dadelik sien waar hierdie saak gaan eindig. If you're the smartest person in the room, you're confused. Daar's altyd iemand anders wat nog slimmer as jy is. Die meeste mans probeer hulle bes om hulle vrouens se opdragte tot die letter toe uit te voer. When I told you not to do anything special for my birthday, you weren't supposed to believe me. My wife says I have two faults. I don't listen and I've forgotten the other one. Partykeer skud mens maar net jou kop as jy die mense rondom jou of jouself dophou. How can one person do so many stupid things? I get up early. When hard times come, we always have two choices. We can be a student or we can be a victim. As moeilike tye jou tref, kan jy reageer op een van twee maniere. Of jy sien jouself as 'n student of as 'n slagoffer. 'n Slagoffer sê, hoekom het dit met my gebeur? 'n Student sal sê, wat kan ek hieruit leer? 'n Slagoffer kla dat hy onregverdiglik behandel word. 'n Student dank God dat hy nie behandel word soos wat hy eintlik verdien nie. 'n Slagoffer probeer die mense terugkry wat hom seer gemaak het. 'n Student soek maniere om ander te dien te midde van swaar kry. 'n Slagoffer glo dat die hele lewe teen hom is. 'n Student glo dat God aan die werk is, selfs in die aakligste omstandighede. Iemand het hierdie lysie opgetrek, tekens dat jy 'n slagoffer mentaliteit het. Toets 'n bietjie jouself. Ek blameer ander vir my gevoelens of omstandighede. Ek glo dat die wêreld daarop uit is om my te vernietig. Ek sien alles as 'n persoonlike aanval of belediging. Ek glo dat ek beter behandeling verdien. Ek gebruik my worstelings as verskonings vir my giftige reaksie. Ek glo dat deur niks te doen nie, sal my omstandighede verbeter. Ek dink dat my worstelings erger is as andersin. Ek poog om een stap erger te reageer as ander. Ek blaas my probleme skoon uit proporsie op. Ek koester wrokke teen ander mense. Ek dink dat ek spesiaal en beter as ander is. Ek glo dat niks ooit my fout of skuld is nie. Ek ploeter rond in selfbejammering. We can't control what is happening to us, but we can choose how we decide to respond. My skoolma het gereeld hierdie 3 vrae gevra voor sy gereageer het of iets oor vertel. Is it true? Is it kind? Is it necessary? If the answer is no, silence might be a better option. And life is 10% of what happens to you and 90% how you react to it. In elke omstandigheid het elkeen van ons 'n keuse oor hoe ons gaan reageer. Partykeer maak ons dom besluite en partykeer betaal ons 'n swaar prys vir ons foute. Partykeer leer ons nie die regte lesse totdat ons kan terugkyk en God aan die werk kan sien selfs in ons dom besluite nie. So iets het op die punt gestaan om met Abraham te gebeur. Genesis 12 vertel vir ons hoe hy gereageer het toe 'n skielike hongersnood die beloofde land tref. Hy het 'n krisis in die oë gestaar en 'n reeks slegte besluite geneem wat alles in die weegskaal gebring het wat hy tot op daardie stadium gewen het. Hy reageer uit vrees en plaas selfs sy vrou Sara in 'n morele kompromie. Op die ou end red God hom, maar hy word goed in die skande gesteek in die oë van die heidene. Miskien kan ons 'n paar lesse leer voor ons dalk simpel keuses maak, wat ons dalk later sal berou. Eerstens, moeilikheid volg in die voetspore van seën, sodat God ons motiewe kan toets. Genesis 12 vers 10, na ruk het daar hongersnood uitgebreek.
Toe daar nie meer kos was nie, het Abraham Egipte toe getrek. Hy kon nie anders nie, want daar was niks meer om te eet nie. Ander vertaling sê, toe kom daar 'n hongersnood in die land. En Abraham het na Egipte afgetrek, om daar as vreemdeling te woon, want die hongersnood was zwaar in die land. Ander vertaling sê, daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe getrek, om daar 'n heenkome te vind. Wie die hongersnood gestuur? Ons hou daarvan om die duiwel of die vyand of die regering die skuld te gee, maar het wil lyk of dit God was wat die hongersnood gestuur het. En net toe Abraham begin wortel skiet het daar in Kanaan. Hongersnood en droogtes het gereeld in die Bybelse tyd plaasgevind en gebeur tot vandag toe nog steeds. En deesdae gee baie van ons vir El Nino die skuld. Of ons praat sommer van global warming as die oorsaak van alles probleme. Of ons blameer die regering vir alles wat nie uitgewerk het nie. Dis die gewilde blame game. Dit gebeur vandag nog in verskeie dele van Afrika en Asië. Dis 'n feit wat nie so ongewoond is nie. Maar die tydsberekening van hierdie hongersnood trek ons aandag. Net nadat Abraham sy land en mense verlaat het en gehoorsaam was in die Here, sou mense tyd van voorspoed en vrede en rus verwag. Maar die lewe is selde so eenvoudig vir die meeste van ons. Partykeer stuur God moeilikheid na 'n tyd van welvaart of voorspoed, sodat hy ons motiewe kan toets. Doen ons hom net omdat dinge so goed gaan? Maar wat sal ek doen as ek my werk verloor? Of my huwelik, of my vriende, of my reputasie, of my welvaart en my spaargeld, of my huis, of my gesondheid? Sal ek dan nog steeds vir hom dien en volg? Dis presies wat gebeur het toe Satan met die Here gepraat het oor sy dienaar Job. Hy het vir God aangekla daarvan dat hy alles in Job se guns laat tel, sodat hy net gerief en seën geniet. Hoe kan hy dan nou anders as alles so goed gaan met hom? Maar wat sou gebeur as dit van hom af weggeneem word, sê die duiwel. Toe antwoord die Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie. Alles wat daarna gebeur het met Job, het deel geraak van 'n toets om te sien wie reg was, die duiwel of God. Job se swaar kry was nie weens iets wat hy gedoen het nie, maar is toegelaat deur God om 'n sekere punt te maak. Sal Job nog vir God dien, selfs al loop alles skeef in sy lewe? So hoekom dien jy vir God? Is dit net omdat dit tans goed gaan met jou? As jou lewe de mekaar sou raak of aan mekaar sou tuimel, wat dan? Iemand vertel dat hy onlangs gediagnoseer is met kanker. Die dokters het hom vertel dat sy kanker ongeneeslik is en dat geen operasie daarvoor sou help nie. Wat doen jy in so 'n geval? Gaan sy lewe in duie stort? Die man het geantwoord, God was so goed vir my al hierdie jare. Hy het my nooit in die steek gelaat nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie, ek wen. As ek genees sou word, sal ek bly wees om nog 'n paar jare te geniet op aarde. Maar as ek sou doodgaan, gaan ek direk hemel toe. Ek het niks oor te kla nie, want in vergelyking met alles wat God aan my gedoen het, wie is ek, dat ek sou kla oor 'n bietjie kanker? Hy het nie geweet wat die toekoms vir hom inhou nie, maar hy het reeds die toets geslaag. Sy motiewe was rein, want sy hart was gefokus op God, nie sy omstandighede nie. Een van die vertalings noem dat Abraham afgetrek het na Egipte. Dit was baie meer as net die geografiese voetnota. Egipte het in die Bybel die paaie van die wêreld voorgestel. Om na Egipte te gaan, het beteken dat jy die beloofde land sou prysgee in ruil vir die bose paaie van die heidendom. Oor en oor het die mense van God na Egipte gevlug in die Ou Testament, terwille van beskerming. Maar dit het hulle altyd swaar gekos op die ou end. Ons lees selfs van Josef en Maria wat met die baba Jesus gevlug het na Egipte, waar hulle geruime tyd vertoef het. Hierdie keer was dit nie hulle eie keuse nie, maar 'n engel van die Here wat hulle verskyn het in die reisplan gegee het. Dit het ook ingepas by die profetiese voorspellings wat vervul sou word daardeur. Ons lees daarvan in Matteus 2.
Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." So gebeur dit met Abraham ook. Toe die saak vir hom moeilik begin raak, is hy fort Egipte toe. Jare later sou sy seun Jakob ook sy kinders stuur na Egipte tydens hongersnood in Kanaan, om daar kos te gaan soek, min wetende dat Josef daar was as onderkoning. Uiteindelik sou Jakob as hele huishouding Egipte toe trek, maar die prys sou wees slawerny vir honderde jare. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant van die draad nie. Maak baie seker, dis die Here wat jou stuur na 'n nuwe plek of werk, want jou motiewe en roeping gaan oor en oor getoets word, op maniere wat jy nie verwag het nie. Tweedens, Godse mense reageer dikwels met slim misleiding te midde van gevare. Ons almal ken dit, en was al aan die ontvangkant van misleidende advertensies. Dit wat jy op die prentjie sien en verwag, lyk aansienlik anders in die realiteit. Verkoopsmanne die vermoë om jou 'n rad voor die oë te draai en die son en maan en sterre te beloof as jy hulle produk sou koop. Party van ons het al geleer om die fyndruk te lees. Allerhande kamme beloftes en mooi praatjies word gereeld gehoor, net sodat jy moet teken op die stippellyn. Baie dinge word jou vertel wat jy graag wil hoor, terwyl die nadele liefies oor stil gebly word. Ons sal so gewoond geraak aan fake news of kammenuus, dat mens later nie meer weet wat die waarheid is nie. Te veel van ons het al stelle afgetrap met sulke berigte en beloftes wat uitgedraai het as swendeltaktieke, net om jou hardverdiende geldjies in die hande te kry, of om jou te dwing om besluite te maak waaroor jy later berou het. Die blote feit dat jy 'n Christen is, maak jou nie immuun teen misleiding nie. Genesis 12 vers 11. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarah: "Ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak. Maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word." Ander vertaling. Toe hulle op die punt was om Egipte binne te gaan, sê Abraham vir Sarah, sy vrou: "Kyk, ek weet dat jy 'n beeldskone vrou is. En het gaan gebeur dat as die Egiptenare jou sien, hulle sal sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat leef. Sê tog jy is my suster, sodat dit met my goed kan gaan terwille van jou, en ek aan die lewe kan bly terwille van jou." In 'n ander vertaling, naby Egipte se grens het Abraham bang geword en vir sy vrou Sarah gesê: "Jy is 'n baie mooi vrou, almal kan dit sien. En dit is waarom ek vir die Egiptenaars bang is. As hulle jou sien, sal hulle jou wil hê. En as hulle agterkom ons is getroud, sal hulle my doodmaak, maar jou laat leef. As die Egiptenaars jou uitvra, sê dan jy is my suster. Hulle sal dan vir my goed wees oor jou en my laat leef, en vir jou ook. Net jy kan nog my lewe red." Het is belangrik vir ons om te verstaan dat die meeste van wat Abraham gesê het wel waar was. In die eerste plek was sy vrou Sarah baie mooi. Sy het die oog getrek. Tweedens het die Egiptenare niks daarvan gedink om 'n man dood te maak, net om 'n ander ou se vrou by hulle harem by te voeg nie. Derdens, en is waar die storie bietjie wollerig word, is dat Sarah sy halfsuster was. Hulle het dieselfde pa gehad, maar verskillende ma's. So op 'n manier kom Abraham en probeer homself regverdig deur 'n halwe waarheid te vertel. Maar halwe waarheid is net so goed soos 'n hele leuen. En dit sou vir Abraham 'n hele klomp moeilikheid op die hals haal, soos ons sal sien. Vierdens was Abraham korrek geweest, dat indien hulle sy plannetjies sou volg, hy goed behandel sou word en dat hy sy lewe sou behou. Mark Twain het dit goed opgesom: "A half-truth is the most cowardly of lies." Ons almal ken dit en het al gebruik. Kom ons vergelyk so 'n paar halwe waarhede wat ons graag mee smous. Iemand vra jou hoe dit gaan en jy antwoord dadelik: "Ek is okay."
terwyl die waarheid is dat jy sukkel en skaars kop bo water hou. Jy maak 'n besluit omdat jy iemand nie kan teleurstel nie, maar eintlik wil jy nie iemand teleurstel nie, alhoewel jy dalk gaan. Of wat van hierdie een wat ons so graag glo? Hy het nie bedoel om my seer te maak nie. Die waarheid is egter dat ek diep seer gemaak voel, ten spyte van wat sy intensies of bedoelings was. Of ons vertel onsself dat ek nie so oor iets behoort te voel nie, maar die waarheid is dat ek wel so voel, al wil ek nie so voel nie. Oppas vir halwe waarhede. Jy kan dalk in die verkeerde deel vashou. 'n Halwe waarheid is 'n hele leuen. And leaving out important details or twisting facts might still sound like the truth, but in reality it is deception. Honesty is not just about what you say, but also about what you choose not to hide. Abraham reageer soos die meeste van ons as 'n gewone man van die wêreld, wat gekyk het na sy pluspunte en swakpunte en toe besluit het om die waarheid so bietjie in te kleur, net sodat dinge vir hom reg sou uitwerk. Most truths are so naked that people feel sorry for them and cover them up, at least a little bit. Hy is gewillig om te lieg, net om sy eie bas te red. Sekerlik verstaan ons hoe sy kop werk, want ons was al almal in soortgelyke penaries. Dit maak sin op menslike vlak. Solank as wat jy vir God uit die prentjie laat, lyk dit wat Abraham doen so bietjie verkeerd, maar nie so erg verkeerd nie. Hy is nie 'n man wat in desperaatheid aan 'n lyntjie hang en enigiets sal sê net om sy nek te red nie. Maar dis natuurlik die hart van die probleem. Abraham laat vir God uit. Dis interessant om die tweede helftes van Genesis 12 met mekaar te vergelyk. In die eerste helfte is God die rede vir alles wat Abraham doen. God roep hom en Abraham verlaat sy gemaksone en reis na Kanaan, die beloofde land. God praat dan weer met hom en hy bou 'n altaar om vir God te aanbid. Maar waar is God nou in die tweede helfte van Genesis 12? Abraham reis na Egipte op sy eie keuse. Nie omdat God vir hom so gesê het nie. Hy flans 'n storie saam om sy bas te red en hy beplan om nog ryker te word op die koop toe. Abraham laat vir God uit die prentjie en is altyd 'n fout. Wat Abraham gedoen het waarskynlik nie so verkeerd vir hom gevoel nie. Hoe dink jy het Sara gevoel oor dit alles? Abraham se misleiding sou beteken dat sy nou skielik deel raak van die farao se harem. Hier is haar man gewillig om sy vrou se reinheid prys te gee, net om homself te red. Nie net dit nie, hy bring ook God se plan om die hele wêreld deur hom te red en te seën in gedrang. God se belofte om vir hulle 'n kind te gee is die eerste belofte wat liefies vergeet word en onder die mat ingevee word. Abraham is gewillig om alles prys te gee wat God hom beloof het, net om sy eie bas te red. Hy is okay daarmee dat die farao vir Sara sal kinders gee. Wat van al die beloftes van die seun van die Here? In 'n oomblik van krisis word alles vergeet. Moenie die groter punt mis nie. Wat Abraham gedoen het waarskynlik nie so verkeerd vir hom gevoel nie. Dit was mos maar net 'n wit leentjie, nie waar nie? God sou seker daardie een verstaan, nie waar nie? Dit was daarom 'n halwe waarheid. Onder alles was die fundamentele probleem dat Abraham onwillig was om vir God te vertrou, op die oomblik toe die grootste krisis hom persoonlik tref. Hongersnood het gemaak dat hy die hef in eie hand geneem het. Omdat hy geweier het om te wag op die Here, maak hy toe maar sy eie plannetjies om homself uit die moeilikheid uit te kry. Maar daardie halfgebakte skema kry hom net al dieper die moeilikheid in. Ja, nou seker nog wat die woord van God daaroor te sê het, aan Numeri 32. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Galasiërs 6, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dis die wet van die oes, wat jy saai sal jy maai, jy kan nie boontjies saai en verwag om waterlemoene te oes nie, en dit wat jy nou saai, sal dieselfde oes oplewer as die vrug begin ryp word. As jy vrees en kompromie en sonde saai, moenie 'n oes van vrede en blyskap verwag nie. Maar dis môre se moeilikheid. Iets vir 'n ander dag. Nou gaan alles nog goed. Op die oog af lyk dit of Abraham se halfgebakte plannetjies heel goed vir homself uitwerk. Hy kon homself seker op die skouer klop dat hy nou so slim was.
En derdens, God laat soms ons misleiding toe, om vir ons 'n tydelike voorsprong te gee. Dit lyk of Abraham goed van die saak afkom. Toe Abraham Egipte binnegaan, het die Egiptenare gesien dat die vrou besonder mooi was. Die hoë amptenare van die farao het haar gesien en haar lof by die farao besing. Die vrou is toe na die paleis van die farao geneem. Hy het aan Abraham goed gedoen terwille van haar. Hy het kleinvee en beeste, donkies, slawe en slavinne, donkiemerries en kamele ontvang. Ander vertaling. Abraham het Egipte skaars binnegetrek of die mense sien hoe mooi Sara is. Sommige belangrike amptenare het haar ook raak gesien en vir die koning van haar vertel. Sara is toe terstond gehaal en na die koning se huis geneem. Met Abraham het dit ook baie goed gegaan oor haar. Hy het vee, beeste en donkies, slawe en kamele gekry oor sy vrou Sara. En nog 'n vertaling. Toe Abraham in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel. En sy is na die farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkiemerries en kamele. Jy sou seker boor hierdie verse kon skryf, so ver, so goed. Alles lyk of het presies uitgewerk het, net soos Abraham dit beplan het. Die Egiptenaar het 'n oog het vir mooi dinge, dadelik Sara se skoonheid raak gesien. Sy moes uitsonderlik mooi gewees het, selfs op haar ouderdom, so het sy al die ander dollars uitgestof het en alle oë in haar rigting gedraai het. Dit was nie lank nie, toe word sy na farao se paleis geneem. Dit beteken sy is gekies om een van die vroue te word wat sou aansluit by die farao se persoonlike harem. Dit het verskeie voordele ingehou. Dit beteken dat Sara goed versorg sou word met die beste van kos en wyn, eksotiese kleredrag, juwele en parfuum. Onthou sy kom nou pas uit Kanaan se hongersnood, waar daar nie genoeg was om van te leef nie. Boonop kry Abraham 'n ruim bruidsprys by die farao vir haar. Al daardie diere en slawe word bygevoeg by sy welvaart, sodat hy seëvierend van die saak afkom, terwyl hy ryk soos 'n roos. Dit lyk nie eens of God sy klein misleiding agtergekom het nie, of dalk het God besluit om dit mis te kyk, of dalk het God dit selfs goedgekeur. Abraham het nie rondgesit en top oor wat God van die saak dink nie. Dis het hy die morele analise op sy geskuif. Al hierdie welvaart het maar net vir Abraham gewys dat dit oukei was om te lieg oor sy vrou. Sy was nou wel deel van die farao se harem, maar dinge gaan sommer nou klopdisselboom vir hom hier in die vreemde. Ons moet nie verbaas wees as ons misleidende planne aanvanklik suksesvol lyk nie. Die sonde is mos lekker, ten minste vir 'n rukkie. As sonde nie lekker was nie, sou ons dit mos nie gedoen het nie. As sonde nie voordele ingehou het nie, sou niemand van ons ooit in sonde geval het nie. Die Bybel praat van die genot van sonde is iets wat net vir 'n kort tydjie hou. Hier so 'n paar verskonings wat ons gebruik wanneer ons sonde wil doen. Ons kom met argumente soos, niemand is perfek nie. Ek is maar net 'n mens. Ons gaan in elk geval sondig. God ken my hart. Net God kan my oordeel. Dis iemand anders se skuld dat ek sondig. My sonde maak tog niemand seer nie. God se genade sal tog my sonde bedek. Wat ek doen, werk vir my en laat my gelukkig voel. God het mense te lief om hulle te straf vir hulle sonde. Daar bestaan nie iets so sonde nie. Ek is in beheer van my eie lewe en my bestemming. Ek het tog goeie intensies. Ek is tog nie so sleg soos ander nie en niemand sal ons uitvind nie. Sin takes you where you don't want to go. Sin keeps you longer than you want to stay. And sin costs you more than you want to pay. Het lyk na 'n maklike oplossing om al die gemors en afval in die blik te gooi. Jy's daarvan ontslae, ten minste vir 'n rukkie. Maar ons almal weet wat gebeur as jy daardie asblik sou los vir 'n paar dae. Elke keer as jy dit oopmaak, tref die dood jou in die gesig. Daai asblik moet leeggemaak word, so gou as moontlik. Vra maar vir enige alkoholus, hulle ken die waarheid daarvan. Daai drankie verdoof die pyn of maak die stres minder of laat jou vergeet van jou probleme of laat jou selfs gelukkig voel vir 'n rukkie. Maar hy die nagevolge. Dit slaan sy kloue in jou in en sleep jou weg en vernietig alles wat vir jou kosbaar is. Dis wat gebeur het met die gelykenis van die verlore seun wat Jesus vertel het in Lukas 15. Wat het gebeur met die verlore seun toe hy in die verre lande beland?
Hy het gefloreer. Solank as hy geld gehad het, het alles gerieflik vir hom uitgewerk. Vir baie maande het selfs gelyk of sy planne goed geslaag het. Almal wou sy vriend wees. Een nag het hy weer die dorp rooi gaan verf en geld spandeer asof het aan bome groei. Sy vriende was mal daaroor en die vrou het hom saamgekloek. Hy het die sentrum van almal se aandag geniet waar ook al gekom het. Die lewe was vir hom een groot lekker partytjie en hy was die eregas. Maar sonde werk net as daar geen môre is nie. Moenie die groot prentjie die oog verloor nie. Sonde bring soms korttermyn voordele en belonings. As dit is waar jy nou is, kan jy dit net sowel geniet, want dit is al wat jy gaan kry. Sonde werk net as daar geen dag van môre is nie, maar môre breek vroeër of later aan. Dis verseker. Vierdens, God dissiplineer sy ongehoorsame kinders deur hulle te verneder voor die ongelowiges. Maar die Here het die Farao in sy huis met swaar plaag getref oor Sara, die vrou van Abraham. Toe roep die Farao vir Abraham en vra hom: "Wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan. Vat haar en maak dat jy wegkom." Toe die Farao en sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Ander vertaling, maar die Here het die Farao in sy huis met swaar plaag getref oor Sara, die vrou van Abraham. Die Farao ontbied toe vir Abraham en sê: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie vertel dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Hier is jou vrou dan nou. Vat haar en gaan." Die Farao het manne opdragte gegee oor hom en hulle het hom, sy vrou en al sy besittings uitgeleide gedoen. En nog 'n vertaling, die Here het egter ingegryp, hy wou Abraham en Sara red en het toe groot ellendes oor die koning in sy huis laat kom. Toe die koning Abraham laat kom: "Wat het julle my aangedoen?" Het hy gesê: "Waarom het jy my nie gesê dit is jou vrou nie? En jy het gesê dit is jou suster en daarom wou ek met haar trou. Hier is jou vrou, vat haar en gee pad." Die koning en soldate saamgestuur om seker te maak dat Abraham sy vrou en al sy besittings die land verlaat. Net toe die lewe lekker lyk vir Abraham, daag die Here op in die verhaal. Tot nou toe het Abraham die branders van sukses gereis, sy eie slim plannetjies het heel goed uitgewerk, baie dankie. Hy mag dalk selfs gedink het dat God tevrede was met wat hy gedoen het, indien wel, sou hy nou met 'n groot slag wakker skrik. Sy halwe waarhede het begin boemerang. As die Bybel praat van die Here wat ernstige siektes op die Farao gesit het, gebruik hy die woord wat eintlik plaag beteken. Die woord word meestal gebruik waar pynlike fisiese kwale ter sprake is. Ons word nie vertel watter siekte dit was nie, maar ons teks gee vir ons 'n leidraad. Die Here het 3 siektes gestuur weens Sara. In vers 18 konnekteer die Farao die siekte met Sara en ontrafel hy die hele misleiding. Wie het hom vertel? Hoe het hy dit geweet? Daar's verskeie teorieë. Omdat God vir Sara wou beskerm, kon hy dalk 'n seksueel oordraagbare siekte op die Farao gesit het, om te keer dat hy saam met Sara slaap, of dalk as gevolg van Sara. Dit is selfs moontlik dat God by meer as een geleentheid gestuur het, sodat elke keer as die Farao by Sara gaan slaap, hy woes siek geword het. Dit kon dalk vir hom die leidraad gegee het, dat iets vreemds aan die gebeur was. Toe hy vir Sara daaroor uitvra, word sy geforseer om vir hom die waarheid te vertel, anders word sy dalk doodgemaak. Wat nou volg is een van die mees vernederendste episodes in Abraham se lewe. God gebruik die heidense koning om vir Abraham vas te vat, al sy misleiding bloot te lê om in die openbaar te verneder. Dink vir so 'n oomblik daaraan. Abraham is die een man wat deur God uitgekies is tussen al die ander mans van die wêreld om die voorvader van die Israeliete te wees. Maar weens Abraham se ongehoorsaamheid word hy nou verneder deur 'n heidense heerser. Die pad van misleiding verander in 'n harde pad van vernedering. Abraham kom met 'n harde slag terug aarde toe. 2 keer vra die Farao hoekom. Abraham het geen antwoord nie. Wat kon hy sê? Hy het gelieg om sy eie bas te red. Hy het gelieg omdat hy bang was om vir God te vertrou in 'n krisis oomblik. Hy het gelieg selfs al sou dit beteken dat hy sy eie vrou sou opgee om die vrou te word van 'n ander man. Hy het gelieg omdat hy nie kon wag vir God om hom uit sy penarie te help nie.
Hy het gelieg omdat hy gedink het dat dit die maklikste uitweg was. En weer eens sien ons dat die pad van oortreders hard is. Die maklike metode van misleiding baar nou die harde pad van vernedering. Daar trek Abraham terug na die beloofde land, terug na waar hy vandaan gekom het, terug na die plek wat hy nooit veronderstel was om te verlaat nie. Sy kop is onderste bo, sy skouers hang, hy kon sy vrou Sara nie in die oë kyk nie. Niks kon 'n man meer are toe bring as om verneder te word deur die hand van God nie. Mens wonder wat Sara daaroor te sê gehad het. Terwyl hulle reis deur die Sinaï woestyn, dink ek nie dat Abraham enige simpatie van haar gekry het nie. 'n Vrou vertel dat sy weet presies wat Sara die hele pad vir Abraham gesê het. Niks. Nie 'n woord tydens die lang dae van reis terug na Kanaan nie. Sy het niks nodig gehad om te sê nie, want haar stilte het harder gepraat as woorde. Warren Wiersbe maak die punt dat alles wat Abraham gewen het in Egipte, vir hom later iets sou kos. Omdat hy groot welvaart bymekaar gemaak het, moes Abraham en Lot uiteindelik van mekaar skei, toe hulle in Kanaan gras soek vir hulle baie vee. Die welvaart wat Abraham met die Farao gewen het, het gemaak dat Lot uiteindelik die rykdomme en welvaart van Sodom begin begeer het, en soontoe verhuis het. Uiteindelik sou Lot ook al sy rykdomme en welvaart verloor, deur te vlug vir sy lewe uit Sodom. Hy het niks oorgehad, behalwe sy 2 dogters nie. Maar dis 'n storie vir later. Onder Abraham se slawe was daar 'n jong meisie met die naam van Hagar gewees, wat sou uitdraai as die bron van groot pyn en wroging vorentoe. Ongehoorsaamheid bevat absoluut geen voordele nie. Die straf van die Here red ons van ons eie onnoselheid en bring ons terug na waar ons vertroue in God herstel word. Faith is trusting God even when you don't understand His plan. Dis moeilik vir ons om God te vertrou, as ons nie kan sien waar dinge gaan eindig nie. Ek kan nie myself voorstel dat Abraham nie dikwels daardie storie van sy mislukte dae in Egipte oorvertel het aan sy seuns en kleinkinders nie. Baie van ons 'n manier om ons pynlike mislukkings te vergeet en eerder ons oorwinnings te onthou. Maar ons leer altyd baie meer uit ons mislukkings en terugslae as wat ons leer uit ons oorwinnings. Dit verduidelik dalk hoekom hierdie storie in die Bybel vir ons opgeteken is. Dit leer ons 'n belangrike les omtrent die geestelike lewe. Soos een nou geskryf het wat 'n ekspert was in mislukkings, do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. Learning from the success and failure of others is the fastest way to get smarter and wiser without a lot of pain. Ons leer altyd meer uit ons mislukkings as uit ons sukses. Eers sien ons die gevaar van kompromie, wat op daardie stadium so onskuldig gelyk het amper vir Abraham alles gekos. Kompromie begin met 'n klein treetjie in die verkeerde rigting, gevolg deur nog een en dan nog een. Spoedig is jy so ver weg van die roete waarop jy moes gewees het, dat dit makliker lyk om maar net in dieselfde rigting voort te voeter. As jy nie wil opeindig in die vallei van verwoesting nie, moenie daardie eerste tree neem met die afdraaipaadjie van kompromie nie. If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster. Tweedens, sien ons die misleiding van sonde. Niemand kom weg daarmee nie. Selfs al draai die wiele van God se oordeel en geregtigheid stadig, draai hulle met presisie. Niks word gemis nie. Al Satan se appels het wurms in. Elke sonde lyk so lekker en prettig en geoorloof in die begin, maar op die ou end is ons diegene wat die gelag betaal. Jeremia 17 vers 9 sê, daar is niks wat jou so kan kil as die mens se hart nie. Niemand weet wat binne 'n mens aangaan nie. Niemand kan ook iets daaraan doen om 'n mens se hart te verander nie. Maar ek is die Here, ek weet. Ek ondersoek 'n mens se hart en gedagtes. Ek weet wat elkeen se motiewe is. Ek kyk na wat elkeen gedoen het en dan betaal ek hulle wat hulle behoort te kry. Daarin sien ons God se ingryping in die omstandighede. En wie die hongersnood gestuur? God het. En wie die plaag gestuur na die Farao? God het. Wie het ingestap om Sara se reinheid te beskerm op presies die regte oomblik? God het. Wie het gesorg dat Abraham se misleiding ontbloot word en dat hy verneder word sodat hy kan terugkeer na die beloofde land? God het.
Dink so 'n bietjie daaroor, sover as weet, het God nooit direk met Abraham in hierdie gedeelte gepraat nie, maar hy bly die onsigbare hand agter die skerms. Wat jy ook al kan sê omtrent jou eie lewe, moet nooit vergeet dat God in beheer is van selfs die kleinste details nie, en niks ontsnap sy aandag nie, en selfs die mees ongewone gebeurtenisse is deel van sy plan vir jou. Hierdie gedeelte leer ons ook iets omtrent die genade van God. Dit mag dalk vreemd klink, van die storie eindig met Abraham se vernedering. Maar waar lei daardie vernedering heen? Terug na die beloofde land, waar Abraham moes gewees het. Hoe baie van God se kinders kan getuig dat hulle deur God se oordeel oor sonde geleer het hoe groot sy genade, vergifnis en herstel is. Psalm 119 sê, my swaar kry het my geleer om mooi na u te luister. 'n man vertel dat nadat hy tot bekering gekom het, het iemand vir hom gevra om te verduidelik wat 'n verskil dit maak om 'n Christen te wees. Sy antwoord was, ek het geleer dat ek kan sondig, maar dat ek het nie gaan geniet soos voorheen nie. Ek kan steeds sondig, en ek kan dit selfs geniet vir 'n kort rukkie, maar nie vir altyd nie. God laat nie sy kinders toe om die lekkerte van sonde onbeperk te geniet nie. Vroeër of later tree hy in en bring hy sy verlore seuns en dogters terug huis toe. Dis wat met Abraham gebeur het. Dit is die genade van God wat ingegryp het om hom terug te bring na die land waar hy veronderstel was om te wees voor hy alles opgemors het. Soos Abraham stadig deur die stowwerige terrein geloop het, was hy bewus daarvan dat sy reputasie en aansien vir altyd geruïneer is in Egipte. Selfs sy eie slawe lag waarskynlik vir hom agter sy rug. Dit sou 'n lang tyd wees voor hy selfs sou kon praat oor sy vernedering. Maar as jy vir hom van naderby sou bekyk, sou jy tevredenheid in sy oë sien. Egipte is vir altyd agter hom. Dis verby, hy is nou op pad huis toe. Terug na die beloofde land, terug na God, terug na die plek waar hy behoort. Dis die genade van God aan die werk. Laat mens dink aan die woorde van Amazing Grace. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Elke gebeurtenis in die lewe het die potensiaal om ons of nader te trek aan God, of weg te stoot van hom af. As Abraham gebly het in Kanaan tydens die hongersnood, sou hy geleer het om op God te vertrou op 'n splinternuwe manier. As hy nie gelieg het vir die Egiptenare nie, sou hy vir God die kans gegee het om vir hom te sorg, sy behoeftes te ontmoet, sonder dat dit nodig was om te gryp na misleiding. Maar omdat hy nie daardie dinge gedoen het nie, het dieselfde hongersnood hom weggelei vanaf God. Hoeveel beter sal ons nie daarvan afwees as ons gehoor gee aan hierdie les in Genesis 12 nie. In plaas van om te kla oor elke terugslag en te vra, hoekom ek, sou dit dalk beter gewees het om eerder te vra, Here, wat wil U vir my leer deur hierdie ding? Elke moeilike situasie skep die geleentheid vir ons om 'n student van God se genade te word. Ons kan ook kies om 'n hulpelose slagoffer van negatiewe omstandighede te word. Wanneer hongersnood of 'n terugslag jou tref, onthou dat God jou nie verlaat het nie. Hy kan selfs hongersnood of terugslag gebruik om te sien of ek hom gaan vertrou te midde van die mees uitdagendste oomblikke. Ek behoort te sê, hoera, alweer 'n geleentheid vir my om die Here te vertrou. Ek wonder watter wonderlike dinge hy hierdie keer vir my gaan doen. Dit is nie maklik om dit te sê nie. Partykeer vat dit meer genade om in die beloofde land agter te bly as om daar te kom in die eerste plek. Maar God het nooit bedoel dat 'n Christen se lewe maklik of probleemvry sal wees nie. As dit maklik was, sou nie een van ons ooit geestelik gegroei het nie. God rangskik die gebeure van die lewe so, dat soos ons al hoër klim, ons al sterker sal groei. Op die ou end sal ons nuwe hoogtes van seëninge ontdek, wat God gereed gemaak het vir hulle wat aanhou opwaarts klouter. Those who choose to follow Christ should not prepare for an easy journey, but for battles filled with trials, challenges, and spiritual warfare. Being a Christian is not easy, but the retirement plan is amazing, of soos iemand gesê het, is out of this world. The Christian life isn't difficult, it is impossible. If we don't know that, we will try to do things ourselves. Faith is not necessary when we think we can do it ourselves. Faith comes along when we realize we cannot do it on our own.
Dankie Here dat U met my is. Dankie dat U sommer baie lesse en gedagte het vir my om te leer, want U is in die transformasie besigheid. U wil my al meer soos Christus maak. Help my om vandag se lesse te omhels, nie weg te skram daarvan nie. Help my om geestelik aan te groei, sodat my geloof in U al sterker sal word. Amen.